Kom ons bid en dan vra ons dat die Here ons sal kom voed met die brood van ewige lewe vanmôre. Heilige Gees, Here, ons bid met opregte harte dat wanneer ons nou uit die skrif uit gaan lees en daarop gaan reflekteer en oor nadink, dat U dit vir ons sal oopbreek. Dat ons dit sal kan verstaan, dat ons dit sal kan verteer en ook gaan toepas in ons alledaagse lewe. Here, mag U kom spreek en ons as U huisgesin luister na die woorde van die Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou gemeente, voordat ek begin lees, het ek net so kort inleiding, waar ek eintlik net die vraag vir u vra, op 'n nugtere manier, 'n eerlike manier, hoe begin 'n nuwe jaar regtig? Hoe begin 'n nuwe jaar regtig? En as ons eerlik is met onsself, begin 'n nuwe jaar aan die een kant baie optimisties. Die idee van die onbekende, jy wat nie weet wat vir jou voorlê nie, bring hoop. Hoop dat hierdie jaar vol blyskap sal wees, vreugde oomblikke sal hê, genade momente sal hê, en dit is goed so. Ons hoop vir die beste. Daarom sê ons vir mekaar voorspoed. Aan die ander kant is die realiteit dat die spanning van die ou jaar, soos ek vroeër gesê het, kom saam met jou. Die bekommernisse, die vrese, die konflik, al die dinge wat jou wakker gehou het gisteraand, gaan jou môre ook wakker hou, al is dit 26 op die kalender. Maak dit vir u sin? So, wanneer ons hierdie teks lees, gaan julle sien dat die apostel begin ook, hy sê dit by hierdie gemeente vir wie hy baie lief is, net bietjie agtergrond, hy skryf Filippense terwyl hy in die tronk sit, so hy sit met boeie om sy hande wanneer hy hierdie brief neerpen. En interessant in Filippense gaan hierdie brief hoofsaaklik oor blydskap, oor vreugde. Nou, jy moet vir onsself afvra, gemeente, hoe maak dit sin? Dat 'n apostel in boeie, in 'n tronksel vir jou en vir my aanmoedig om bly te wees in die Here, te midde van sulke omstandighede. Hoe doen hy dit? Hoe kry hy dit reg? En dis die vraag wat ek vanmôre vir julle wil antwoord. Hoe kry die Here dit reg om my en jou bly te maak te midde van ons land se uitdagings, te midde dalk van familie-uitdagings wat jy in die gesig staar, te midde van ons tekortkominge? Hoe is ons bly? As jy dink byvoorbeeld oor jou kinders, as jy dink oor jou huwelik, jou gesondheid, kern, jou toekoms. Jou toekoms. Daarom is dit belangrik om raak te sien dat die Bybel nie begin by 'n nuwe seisoen en lei dit in met groot woorde en 'n lawaai soos ek vroeër gesê het nie, maar dit herinner my aan jou en regte mense, soos ek en jy. Soos ek en jy. So kom ons lees saam vanaf vers 2 en dan gaan ek by 'n paar plekke stil staan om net ietsie kort vir julle te sê. Hierdie verhaal begin by spanning, nie by die ideaal nie. Vers 2 sê, ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees beskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of logwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Net tot sover. Die God wat vrede gee, sal by julle wees. Nou gemeente, kom ons begin by die begin. Paulus begin hierdie skrywe deur twee mense op die naam te noem en hulle te vermaan. Nou ek wil net twee goed hier vir julle sê. Ek gaan nie, vanmôre se preek gaan nie oor tug of vermaaning of so aan nie, maar net 'n inleiding om te sê, kan julle sien dat selfs in hierdie oorspronklike gemeente, hierdie gemeente vir wie Paulus baie lief is, was daar spanning en konflik tussen kinders van die Here. En daarom wil ek vir julle ook sê dat te midde van alles wat in ons kerk aan die gang is en daai klas van goedjies, is daar maar spanning. Want ons is mens. Ons is mens. En ek wil julle met God se hart raak sien
te midde van ons bekleierery, ons twis en al die dinge. As julle net vir my kan blaai na Genesis 3 toe, asseblief, want ek wil hê julle met julle eie oë sien. En nie net my woord vat vir dit nie. Genesis hoofstuk 3. En waarop ons gaan let is net, wat is die Here se eerste woorde? Na die sondeval. Wat is die eerste ding wat die Here sê? Genesis hoofstuk 3. Nou gaan ek vir julle van vers 1 af lees, dat ons net die konteks mooi verstaan. Dit gaan oor die sondeval. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Daai hele gesprek, en dan as jy verder gaan, vers 6, toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi is om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. En hulle albei se oë het oopgegaan, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. Mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Die eerste woorde wat God uiter na die sondeval is 'n vraag. Waar is jy? Julle, dit is diep. In my voorbereiding het ek nog nooit so daaraan gedink nie. Dit is nie berisping, ek skwaad vir jou, ek gee jou pak, dit kom later. Die heel eerste vraag wat die Here uiter is, waar is jy? Hoekom kruip jy vir my weg? En dan die hartgebrokenheid, ons is kaal, en die Here vra dan 'n opvolgvraag, hoe het julle te wete gekom dat julle kaal is? Julle tog nie teen my gesondig, en hulle het. Ek wil hierin hê julle moet raak sien, dat selfs al is ons wedergebore in die Here Jesus Christus, en selfs al vertrou ons op die Here, te midde van ons gevalle toestand, en as gevolg daarvan, gaan daar twis wees in die kerk, en gaan daar verdeeldheid soms kom. Maar dit is waar die vermaning dis so belangrik is, en hoekom dit publiek gemaak word, want as iets die gemeente bedreig, of ons belydenis bedreig, dan moet ons dit aanspreek. Eerlik, al is dit ongemaklik, want sy oproep is, julle moet eensgesind wees in die Here. Hoor julle die oproep? Nie eensgesind in, wat se tipe koffie like ek, of sulke oppervlakkige dinge nie, 'n diep oproep, jy moet eensgesind wees in die Here. Nou my vraag vanmôre vir u as Groblersdal gemeente, wat beteken dit? Wat beteken dit dat ons eensgesind is in die Here? Wanneer jy 'n klomp mense bymekaar het, gaan daar outomaties 'n klomp opinies wees oor dinge. En in vandag se samelewing is die mooi woord wat almal van hou, is om te sê, ek het my eie waarheid. Eintlik al wat dit beteken is, jy het jou eie interpretasie. Ek lees 'n teks, jy lees 'n teks, en ons kom by verskillende interpretasies uit. En ek wil vir julle 'n beeld gee vanmôre om dit mooi te verduidelik. Dit is soos 4 mense wat uit 4 verskillende windrigtings aankom en 'n dier bekyk. Kom ons sê dis 'n olifant in die middel. Elkeen sien hom van 'n ander hoek af. En dan gaan hulle terug na hulle dorpies toe en hulle teken wat hulle gesien het. Lyk enigiemand van hulle se prentjie dieselfde? Nee, daarom sal mense sê, omdat die prentjie nie dieselfde lyk nie, sien jy, daar's verskillende interpretasies van 'n teks. En ek wil nou vir julle net vanmôre kom reghelp om te sê, nee, daar's verskillende invalshoeke, maar jy moet nog steeds 'n olifant teken. Jy kan nie iets anders teken nie. Dis wat jy gesien het nie. So as sy prentjie lyk soos 'n bok, of lyk soos 'n leeu, dan teken hy die verkeerde prentjie. So ons kan verskillende invalshoeke hê, hoe jy 'n teks benader, hoe jy dalk dink oor God se genade, hoe jy dalk dink oor God se majesteit en sy almag, maar jy kan nie begin karring aan wat die kern is nie. Dis wanneer die eensgesindheid by die deur uitgaan. So wat die Here hier vir my en vir jou probeer sê, broer en suster, is dat ons eensgesind behoort te wees oor wie die Here is. Want eintlik gaan dit daaroor dat ons kollektief die knie buig voor een Here. Ons kan nie meer as een Christus hê nie. Dis die beginsel. Daarom sê hy vir hierdie vrouens, julle, ek vermaan julle om eensgesind te wees in die Here. Met ander woorde, die woord van God moet op ou einde hierdie mense bymekaar bring. Want albei partye moet eintlik kom en sê, om Christus ontwil, buig ek die knie. En om Christus ontwil gaan dit nie oor of ek reg is en of jy reg is nie. Ons moet gaan oor wat is getrou aan die woord van God.
Want dit is die maatstaf. En daarin leef my en vir jou waarheid. Te midde van hierdie jaar in jou huisesin gaan daar konflik ontduik of opduik. Daar gaan in jou werksplek konflik wees, want konflik is 'n gegewe. Maar hoe ons dit bestuur as Christene moet altyd geanker wees in hierdie woordjie: die Here is naby. So hoe hanteer ek die konflik dan? Hoe hanteer ek hierdie verskille dan? Dis 'n vraag wat ek graag wil hê ons moet vra. Want in hierdie konteks is, jy het gehoor, hierdie vrouens was medewerkers in die evangelie, saam met soos die ander medewerkers. Met ander woorde, hulle het hulle ingespan vir die evangelie. En die Bybel brei nie baie uit oor wat presies hier gebeur het tussen hierdie gesin of twee mense nie. Maar 'n nuwe jaar kanselleer nie, ou spanning nie. En Paulus sê nie vir hulle, julle moet nou net regkom, dis 'n nuwe jaar, nuwe seisoen nie. Of vir hulle gesê, dit waaroor julle stry maak nie regtig saak nie. En hy sê, wees eensgesind in die Here. Ek het dit neergeskryf, want ek wil hê julle moet môre oor gaan dink, so as jy notas maak vanoggend, asseblief skryf hierdie neer. Christus is dus nie net die rede waarom ons na die kerk toe kom nie, alhoewel hy die rede is, maar dis nie die kruks van volgende. Hy is nie net dit nie, Christus is ook die ruimte waarbinne ons verskille moet hanteer, en partykeer ons trots een kan sit. En die knie buig onder die woord van God. Jy het dalk 'n ander invalshoek, maar jy kan nie 'n ander prentjie begin teken nie. Hoor julle dit? Ons kan nie meer as een Christus aanbid in hierdie gemeente nie. Daar's een Here, soos geopenbaar in die skrif. Daarom moet ons Bybelinterpretasie ernstig opneem. Dit gesê, kom ons nou vanoggend by die oproep. Hoekom sê Paulus dit? En dit is vers 4 en 5. Hoekom sê Paulus dit? Vers 4 en 5. Kom ons lees dit net weer saam. Vers 4 sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Nou gemeente, kan ek gou vir julle vra, as ek jou byvoorbeeld wakker maak in die middel van die nag en ek vra vir jou, wees bly in die Here, hoe gaan jy dit interpreteer? Emosie, gevoel. Wees bly, dis wat dit beteken om bly te wees. Jy voel lekker, né? Ek wil hê julle moet asseblief vanoggend hoor, die Bybelse idee van blydskap het niks te doen met jou emosies nie. Niks te doen met jou emosies nie. Dit skuif nie die emosie een kant toe nie. Jy gaan soms bly voel in die Here en jy gaan soms vreugde beleef in die Here en daai klas van goedjies, maar die kern wat Paulus hier vir ons probeer sê is, moet asseblief nie staat maak op jou emosies nie. Want jou emosies is heeltyd veranderlik. Jy staan vanmôre op en jy het dalk 'n lekker goeie nagrus gehad en dan wil jy jou vrou gaan groet en dan knors hy vir jou. En dan is jou vriendelikheid by die deur uit, né? Jou blydskap. Of jy ry kerk toe en iemand ry voor jou in, of jy sien iets waarvan jy nie hou nie, blydskap by die deur uit. En daarom kan jy nie jou Christen lewe bou op jou emosie nie. Maar dan gaan jou Christen lewe ook met jou wipplank ry. Jy gaan baie keer hoog voel, naby, ek is lief vir die Here, ek beleef hom op 'n besondere manier, en dan gaan jy hom ander kere hy is afwesig. Die Here is nie by my nie, die Here het van my vergeet. En ek wil hê julle moet hier hoor, die Bybel is vol voorbeelde van mense wat hierdie belydenis aangetrek het om te sê ons moet bly wees in die Here ten spyte van. En dit beteken jy moet 'n teologie van lyding begin omarm en daaroor nadink. Dat lyding beteken nie outomaties God se afwesigheid of God se straf nie. Dis nie so eenvoudig nie. Maar soos ons vroeër gesing het in daai lied Nader my God by U, wat het ons saam bely eintlik deur daai lied? Deur lyding bring U my wat? Deur lyding bring U my nader. Deur lyding bring U my nader. Lyding is soms goed. Dis 'n moeilike realiteit. Dis 'n moeilike realiteit. Dit laat my altyd dink as ek dit vir julle prakties kan maak aan verhale of so aan wat uitgebeeld word waar iemand immortality het. Hulle is onsterflik. En dan mettertyd, as hulle nou honderde jare al geleef het, dan begin hulle verveeld raak met die lewe. Maar wat 'n betekenis is daar aan dit, as ek net vir altyd bly lewe? En so gaan hulle ding om aan te kou. Want die feit dat ek weet ek gaan sterf eendag, maak momente meer kosbaar, doen dit nie? Dit gee betekenis aan dit. Dit gee diepte aan dit. Dit maak dat ek dit meer koester. Maar dit is tydelik. Dit is diep. Ons moet daaroor dink. So om bly te wees in die Here, broer en suster, moet julle hoor, is 'n geloofsbelydenis. Dit is 'n belydenis om bly te wees in die Here. Want die Here is naby. Nie omdat jy voel die Here is altyd naby nie, maar omdat jy glo hy is naby. Om dit vir jou prakties te maak,
Psalm 51, koning Dawid, my dogtertjie sy love daai nuwe David movie wat uitgekom het. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar dit is die nommer 1 familiefliek in die wêreld op die oomblik en is gemaak in Suid-Afrika. Die clips op YouTube waar jy die liedjies kan gaan luister ensovoorts en Gracie love it. So ons het dit nou al baie gekyk en ek wil so graag die fliek kyk. Maar die gedagte wat ek daardeur het, is ek 'n bietjie gaan weer oplees het oor Dawid en in Psalm 51 pleit hy te midde van Saul wat hom jag, te midde van sy hartseer en al die dinge, dan sê hy, Here, asseblief moet nie u gees van my af wegneem nie, want dan sal ek sterf. Moenie u gees van my af wegneem. So hy koppel nie God se teenwoordigheid aan sy omstandigheid nie. Hy is bang die Here verlaat hom te midde van daardie omstandigheid, maar die Here sal nie, want die Here is getrou. Die Here het beloof. En daarom hou hy vas daaraan. As julle dan byvoorbeeld dink aan Psalm 23 wat ons almal ken, dan sê hy, selfs al gaan ek deur die dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is by my. Hy sê nie na die dal van doodskade weer is U by my nie. Hy sê nie dan eers sal ek weer met U ontmoet nie. Nee, ek sal geen onheil vrees te midde van die dal van doodskade weer nie. Hoekom? Want U is by my. Net nie U gees onttrek nie. Die Here sal nie sy gees onttrek. Hy beloof dit. So daarom kan ons bly wees in die Here te midde van, ten spyte van. Dit is 'n teologie van lyding. Die Here se hartklop in die begin, jy is gemaak vir intimiteit met God. Mense verwerp dit en dan vra God sy eerste woorde, waar is jy? Dis die uitnodiging. Daarom het ons daai lied gesing, nader my God by U. Dis ons hartsbegeerte om tot God te nader, want dan sal God ook tot jou nader. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte. So wees bly in die Here. Ons moet dit asseblief nie misverstaan vanoggend nie. Dit sê nie ons moet bly wees in die Here omdat alles uitwerk altyd soos wat ons hoop of so aan nie. Jy gaan baie keer deur die dal van doodskade weer gaan. Dis 'n gegewe. Dit moet jy nie skok nie. Dis nie lekker nie. Dis vir niemand lekker nie. Ons huil. Ons treur. Ons worstel. Maar ons doen dit altyd saam met God. Altyd saam met God. Ons moenie gaan wegkruip nie. Maar dit gaan net jou ellende vererger. Maak dit vir jou sin? Dit gaan dit vir jou swaarder maak om te dra. Dit gaan dit vir jou swaarder maak. Hier is ook nie 'n emosionele opdrag nie. Dit is nie 'n emosionele opdrag nie. My vreugde rus nie op hierdie week of hoe hierdie jaar gaan uitloop nie, maar op wie Christus is en waar Christus is. Hier is 'n baie belangrike beginsel wat ek graag vir julle wil gee. En dit gaan daaroor dat wat die Bybelse idee van blyskap is om te sê blyskap is geanker buite jouself. Nie in jou omstandighede, in jou ervarings of in jou belewenisse, dit is geanker in iets buite jouself. En vir die Christen is dit geanker in wie God is. God se beloftes, God se getrouheid en God se nabyheid. Dis waar dit geanker is. Maar dit is onveranderlik. God is altyd by jou. God is altyd by jou. So, die reaksie van die mens dan, siende dat die Here naby is, siende dat die Here ons oproep om bly te wees in hom, want hy het ons verlos, hy het vir ons 'n toekoms bewerk, hy het sy Heilige Gees uitgestort om in ons te woon, siende dat dit die realiteit is, vra Paulus, hoe moet ons reageer? En dan sê hy, wees inskikkelik teenoor alle mense. Nou, hierdie moet julle ook nie misverstaan nie, dit beteken nie dat die Christen 'n vloerlap moet wees oor wie almal net loop nie, dis nie wat dit beteken nie. Maar dit beteken die Christen beywer hom of haar vir vrede. Sover dit van ons afhang, lewe ons in vrede met alle mense. Maar nooit ten koste van die waarheid nie, nooit ten koste van ons grense nie. Sien wat dit beteken nie. Maar ons beywer ons vir welwillendheid, goeie werke, liefde vir my medemens. Dis wat dit beteken. Hoekom? Want die Here is naby. Die Here is naby. So, ek wil afsluit deur vir jou te herinner, vers 6 en 7. Vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou in Christus Jesus. Gemeente, as daar een ding is wat jy vanmôre moet hoor, is asseblief, moenie die goed dra wat jy veronderstel is om vir die Here te gee nie. Dis die beginsel. Paulus besef en weet en ervaar dat gebed soms alleen nie vir jou gaan vrede bring nie, nie vir jou noodwendig uitkoms gaan bewerk nie, nie noodwendig jou gaan laat beter voel nie, maar daarom is dit 'n dissipline, dat jy in gebed tot God nader, dat jy in gebed jou hart uitstort in alle eerlikheid voor die Here, en sê, Here, ek verstaan nie, Here, dit maak nie vir my sin nie, Here, ek trek swaar, hoekom voel dit vir my, U het my verlaat, dit voel vir my so, en jy mag dit vir die Here sê,
Julle het gesien ook, toe hulle weggekruip het en gesondig het, was die Here se vraag nie, hoe durf julle nie? Onmiddellik was sy hart, hoekom het julle van my, hoekom het julle onttrek, hoekom het julle weg gaan kruip? Hy bewerk hulle redding, hy bring hulle weer terug, hy bewerk hulle versoening, dit is God se hartklop. So mag jy in hierdie jaar, jou bekommernisse en jou vrese, jou twyfel eerlik met die Here gaan uitstoei. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees. Dis nie dat alles gaan sin maak nie, is nie dat jy altyd gaan lekker voel nie, maar dat jy stoei met die Here en worstel met die Here. Dit is die Christen lewe. Stoei. Dit beteken nie ons moet niks voel nie, dit beteken ook nie ons gaan nooit vrees of spanning ervaar nie, maar dit beteken te midde daarvan sal ek vashou aan die belydenis dat die Here by my is. Paulus in hierdie oomblik sit in die tronk. En wat hy vir my en vir jou sê is, moenie alleen dra wat God van jou vra om vir hom te gee nie. Moenie alleen dra aan dit wat God vir jou vra om vir hom te gee. Dis wat Paulus my en jou probeer leer. So let op, die Bybel sê, maak in alles aan die Here bekend. Nie net die groot goed nie, nie net die klein dinge nie, nie net sekere goed nie, alles. Stort jou hart uit in alle eerlikheid voor die Here. Dit is die uitnodiging. Dit is 'n belofte. Die vrede van God sal oor jou hart en jou gedagtes die wag hou. Dit is 'n beeld, as jy gaan kyk na die Grieks van 'n wagter op by 'n poort, wat uitkyk. Nie omdat daar nie gevaar is nie, daar's baie, maar omdat daar beskerming is. God beloof nie dat 2026 gaan maklik wees nie, broer en suster. Maar hy beloof dat hy jou hart nie onbewaak sal los nie. Hoor julle dit? Die Here beloof nie 2026 gaan maklik wees nie, maar hy beloof ek laat jou nie onbewaak in hierdie nuwe jaar. Dis by jou. Dan ter afsluiting, gaan oor waar fokus ons. En hierdie, as dan julle weer vir my daai beeld kan opsit asseblief. Ter afsluiting wil ek net hierdie prentjie vir julle gee wat ek op WhatsApp met julle gedeel het. Sien julle daar links onder in die rooi, sit daar 'n ou baie moedeloos want sy gedagtes is vol, is lawaai. En aan hierdie kant sien jy 'n ander ou wat dink en sy babbeltjie is gelukkig. Die gedagte hier gaan daaroor dat in Engels sê hulle mindfulness. Dat aan die een kant kan jou kop vol dinge wees, dinge wat jy inlaat, negativiteit, al die politiek, al die dinge wat jy lees, en Julian is baie skuldig, ja. En dan raak jy baie pessimisties oor die lewe. Want onthou hoe 'n algoritme werk op Facebook, YouTube, waar ook al jy jou inligting kry, hy spoeg vir jou goed uit wat jou gaan laat reageer. So hy wil hê jy moet kwaad word. Hy wil hê jy moet bekommerd wees. En daarom voel ons so, want dis wat die algoritme my voer. Verstaan julle dit? En dan raak my kop vol, jene, daar is die hoopie. En ongelukkig, hulle praat van rage bait, bedoelende dit wat mense kwaad maak, ongelukkig dra meer gewig as wat mense bly maak. Want as dit jou bly maak, kyk jy en dan sê jy, en dan gaan jy aan met jou lewe. Maar as dit jou kwaad maak, dan wil ek 'n kommentaar lewer. Dan wil ek dit deel. Kyk nou wat het hierdie in julle hoor. En so voed ons eintlik maar self hierdie ding. En in hierdie nuwe jaar, Julian, gemeente, oefen om dit te beperk. En dink, hê onderskeiding oor wat jy inlaat. Jou huisgesin, jou vriendekring, mooi goed, genade momente, en fokus op dit. Want kom ons wees eerlik, dit wat Ramaphosa hulle aanvang, of Trump for that matter, hoe ook al jy oor hom voel, jy wat kommentaar lewer op Facebook, gaan niks verander. Nee? Hoe ook al ek en jy klaar om 'n braaivleis vier, as ek môre wakker word, is hy nog steeds my president. Nee? En dis 'n harde realiteit. Maar dis die realiteit. So daarom sê Paulus, rig julle gedagtes op dit wat edel en heilig en reg en mooi is. Fokus daarop. En daarom wil ek vir u vra, in 2026 gemeente, ons slagspreuk maak die koninkryk sigbaar. Julle het gesien op ons kalenders, as jy nog nie een het nie, dit is hier voor. Vra ons die vraag, hoe lewe ons in die lig van die koninkryk? Dink anders, Romeine 12, laat die Here julle gedagtes vernuwe. Jou gedagtes vernuwe, waaraan dink jy? Wat laat jy in? Dan ter afsluiting, hoor die belofte, vers 9. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Nie net skenk hy die vrede nie, broer en suster. Hy gee homself. Sê ek is by jou.
ek draai jou, ek ondersteun jou, ek lei jou. Ek laat jou nie in 2026 onbewaak. Wat 'n wonderlike realiteit. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, soos ek oor hierdie teks dink en hoor wat die teks sê, sien ek vir Paulus in my geestesoog in die tronk, met boeie om sy hande en hy skryf, wees bly in die Here. Dit laat my dink aan Handelinge 16 waar Paulus en Silas ook weer in die tronk is, geesel, en dan sing hulle lofliedere, Here, tot eer van U naam. En dan kom die aardbewing waar die tronk skud en die deure oopgaan en die boeie val af en want niemand in die tronk beweeg nie. Want die atmosfeer is so heilig, want hierdie mense is anders. Hierdie mense is anders. Here, ek bid vir ons as 'n gemeente, ek bid vir elke gesin hier teenwoordig, elke individu, dat ons nie in 2026 te midde van hartseer en verlies of moeilike omstandighede, twyfel, finansiële spanning, al daai dinge, ons van U onttrek nie. Maar dat ons met vrymoedigheid, omdat Christus dit so vir ons bewerk het, na U toe sal kom en dit voor U voete sal neerlê. En Here, dat U ons dan sal antwoord. Want dit is wat U beloof. Ons hoor dit nou weer in hierdie teks, Here, U is naby aan ons, U is nie ver nie. En mag 2026 vir ons as 'n gemeente 'n besondere jaar wees, in terme van diepte, in terme van ons teologie, hoe dit vorm, want ons wil nader wees aan U as wat ons was in die verlede, ons wil groei tot volwassenheid. Maar dis wat die Gees in ons doen. Mag ons hom nie teewerk nie. Mag ons nie die Heilige Gees bedroef nie, soos Paulus sê. Here, ek bid dat U by ons sal wees in 2026, dat U ons genadig sal wees, as 'n gemeente, gemeenskap, as 'n land, Here. Ek bid vir ons wêreldleiers, dat U by hulle sal wees, en dat hulle ook op U sal staat maak, in terme van wysheid en insig. Mag U by ons wees, soos U beloof. In Jesus naam, amen.